Terwyl ons net so staan, kom ons sluit die oë. Dankie ons Vader Jahwe dat ons so saam kan sing, majesteit, glansryke heerlikheid. Vader Jahwe, as ons maar net as mens dink, hoe beperk is ons gedagtes? Ons kan onsself nie indink en instel. Hoe groot moet dit wees om in U teenwoordigheid te wees wanneer die hemelwesens uitroep, heilig, heilig, heilig is Jahwe. En Vader Jahwe, dan dank ons U vir die Heilige Gees, die leraar tot geregtigheid, maar ook die een wat in ons harte daardie begeerte skep, om net by U te wees. Ook wanneer ons die woord oopmaak vanoggend, dan vra ons dat U self aan ons sal openbaar, want daarin is daar vir ons die lewe om U te ken. En ons dankie Vader vir die voorreg om in hierdie duister wêreld te kan skyn, onder hierdie krom en verdraaide geslag, soos ligte. Dat U ons reeds geroep het om daardie beeld te wees van 'n stad op 'n berg. En wil U vir ons elkeen die genade skenk om nie ons lampies onder 'n maatemmer te plaas nie, maar deur dit wat ons in die woord leer en daardie verandering van ons denke, dat dit sigbaar sal wees en dat ons ook daarin U sal verheerlik. In Yeshua. Amen. Ek kan die sitplekke inneem, baie dankie. Nou ja, dit is lekker al die gesigte en jong mense. Ek onthou toe ons kinders was. Dis nou seker maar laat laerskool, begin hoërskool. Dat ons nou gehoor, waar gaan die predikant lees? En as dit soms daai moeilike gedeeltes is, dan was dit 'n lang diens, maar as hy sê hy gaan 'n verhaal lees, bietjie die verhalende dele, dan is ons sommer wakker gewees. Nou vanoggend is een van daai oggende wat ons uit Rigters gaan lees. Rigters 9. Nie heeltemal 'n mooi verhaal in die sin van iets wat edel is, nie. Maar dit is duidelik Jahwe se openbaring. Vanoggend se tema regverdige vergelding. Regverdige vergelding. Nou dit is die tema wat die wêreld nie wil hoor nie. Die wêreld wil nie hoor daar's 'n dag van verantwoordbaarheid nie. Die wêreld wil nie hoor dat jy moet verantwoordelikheid doen vir wie en wat jy is op aarde nie. Maar vir die kinders van Jahwe is dit troos. Want ons het 'n hoëpriester, Yeshua. En dis hoekom al die verhale in die Bybel is die openbaring van Jahwe, wie hy is en wat hy doen, en die heenwyse na hom toe. En selfs in hierdie gruwelike verhaal wat ons gaan lees, leer ons Jahwe ken. En leer ons as mense behoefte na hoëpriester, na skuld, na rots, waar ons kan skuil. Regverdige vergelding. Ek is seker, almal ken die verhaal van Gideon. Gideon wat maar so ou geringe man was, in sy geslag. Jahwe roep hom, Midianiete, te verslaan, daardie wonderlike verhaal van hoe hy met daardie 300 man, en ek dink ek het die Bybelstudie hier ook gedoen, hoe Gideon se verhaal afgespeel het, en dit die buit wat so groot was, en hoe hulle die volk na die tyd wou gehad het, maar Gideon, jy moet oor ons koning wees. En dis belangrik, die teks is in Rigters 8, waar hulle vir Gideon gesê het, Rigters 8 vers 22 en 23, daarop sê die manne van Israel vir Gideon, heers oor ons, u sowel as u seun en u kleinseun, want u het ons verlos uit die hand van die Midianiete. Maar Gideon antwoord hulle, ek wil nie oor julle heers nie. En ook my seun mag nie oor julle heers nie. Jahwe sal oor julle heers. Pragtig. Maar dis nie wat hierna gaan gebeur nie. Daar kom een van die seuns. Gideon het 70 gehad. Een van die seuns by 'n slavin, Abimelech. En ons lees in Rigters 9 van Abimelech. Ons lees eers net die verhaal. En Abimelech, die seun van Jerubbaal, julle sal onthou Gideon se naam was Jerubbaal, vegter teen Baal. Hierdie Abimelech het heen gegaan na Sichem, na die broers van sy moeder, want sy moeder was 'n slavin.
En hy het met hulle en met die hele geslag van sy moeder se familie gespreek en gesê, spreek tog voor die ore van al die burgers van Sichem, wat is vir julle beter? Dat 70 man, almal seuns van Jeribaal oor julle heers, of dat een man oor julle heers? En dink daaraan, dat ek julle gebeente en julle vlees is. En toe die broers van sy moeder al hierdie woorde voor die ore van die burgers van Sichem oor hom spreek, het hulle hard Abimelech gevolg, want hulle het gesê, hy is ons broer. En hulle het toe 70 sikkel silwer uit die huis van Baal-Beret gegee, en daarmee het Abimelech ydelle en ligsinnige manne gehuur, en hulle het hom gevolg. En hy het in die huis van sy vader gegaan, dis in die huis van Gideon en Ofra, en sy broers, die seuns van Jeribaal, 70 man op een klip vermoor. Maar Jotam, die jongste seun van Jeribaal, het oorgebly, want hy het weggekruip. Daarop het al die burgers van Sichem en die hele huis Milo by mekaar byeengekom, en Abimelech gaan koning maak by die terpentynboom van die gedenkteken wat by Sichem is. Wat 'n gruwel. Wat 'n absolute onreg. Gideon, wat so mooi vir Israel gerig het deur Jahwe, sy hand hulle verlos het, sê Jahwe moet oor ons heers, want die mens soek 'n koning, die mens soek die aardse, die sekuriteit. Onthou, hierdie is nog voor die koningstydperk van Saul. Hier was dit al duidelik dat Israel soek iets aards, hulle soek 'n mens, hulle wil agter 'n mens aangaan. En die mens is feilbaar, die mens is goddeloos, soos in hierdie geval. Abimelech, een van die, kan mens maar amper sê, hy is 'n byvrou se kind, slavin se kind, so hy's nou nie van die geliefde familie nie, en hy staan op en hy wen 'n hele stad se harte. Hoe goddeloos moes daai Sichem nie gewees het om Abimelech se plan te hoor en te sien hoe magsbehep hy is en hoe hy inkom, en Jahwe is besig om 'n oordeel te openbaar, want hulle gaan haal uit die huis van Baal-Beret. Wie's dit? Wat se geld is hierdie? Uit die huis van Baal-Beret. Daar moet mos nie Baals gedien word onder Israel nie. So hier's klaar goddeloosheid in Sichem, daar's klare verval. En Jahwe is besig om 'n leier te wek wat daai mense verdien. Hier's 'n baie interessante verhaal wat gaan afspeel. Want mense kry dit wat hulle verdien. As die volk se begeerte is na so 'n goddelose Abimelech, dan stuur Jahwe hom. Regverdige vergelding. Tragies. Hierdie Gideon, wat so 'n pragtige rigter in Israel was, se familie, se kinders, word op een klip vermoor. Hoe ligsinnig moes hierdie manne nie gewees het? Die Bybel praat in Afrikaans van, hulle het ydelle en ligsinnige manne gehuur. Hoe goddeloos moet daai mense wees om vir 70 sikkels hierdie regverdige Gideon en sy kinders te vermoor vir een man, Abimelech se plan. Ek wil oor julle heers. Magsbeheptheid. Dit sê iets van ons mensdom. Dit sê iets van politiek. Hoe korrup politiek kan wees. Die mens se totale verwronge idee van reg en geregtigheid in regeer. Terwyl Gideon gesê het, Jahwe sal oor julle heers. Hardloop hierdie Sichem, hierdie stad, agter Abimelech aan. Jotam het ontvlug. Kleinboet. En ons lees vanaf vers 7 tot 21 die beeldspraak. Dit is 'n maklike beeldspraak om te onthou. Die jongspan sal hierdie beeldspraak maklik en herken en verstaan. Hy het aan hulle, toe hulle aan Jotam meedeel, vers 7, het hy op die top van die berg Gerizim gaan staan. Onthou hulle toe Moses hulle op die berg Gerizim in Ebal die vloek en die seën gelees het. Dis daar bo naby Samaria, in die grondgebied van Manasseh. Dis nie onder in Juda nie, dis bietjie meer in sentraal. Dis min of meer daar waar Sichem ook is. Ons sing die liedjie van die vrou daar by die put by Sigar. Dis min of meer daai gebied, Sichem, Sigar, Samaria, die 10 stamme se setel later, Agab en die Sebel, daai gebied. Nou ja, Jotam gaan staan op die berg Gerizim, waar die seën en die vloek laaste nog gelees was deur Moses.
En hy het sy stem verhef en uitgeroep en aan hulle gesê, luister na my burgers van Sichem, sodat God na julle kan luister. Eendag het die bome gegaan om 'n koning oor hulle te salf en aan die olyfboom gesê, wie is koning oor ons? Maar die olyfboom het vir hulle gesê, sou ek my vettigheid opgee wat God en die mense in my prys en oor die bome gaan swewe? Toe sê die bome vir die vyeboom, kom jy, wie is koning oor ons? Maar die vyeboom het vir hulle gesê, sou ek my soetigheid en my goeie vrugte opgee en oor die bome gaan swewe? Toe sê die bome vir die wingerdstok, kom jy, wie is koning oor ons? Maar die wingerdstok het vir hulle gesê, sou ek my mos opgee wat God en die mense vrolik maak en oor die bome gaan swewe? Toe sê al die bome vir die steekdoring, kom jy, wie is koning oor ons? En die steekdoring het vir die bome gesê, as julle in waarheid my as koning oor julle self kom dan, skuil in my skaduwee, maar so nie, laat daar vuur uitgaan uit die steekdoring en die seders van die Libanon verteer. Kom ons kyk gou na die uitleg. In Rigters 8 het ek gelees, die volk vra vir Gideon, wees asseblief koning oor ons. Hy sê nee, is nie my plek nie, is nie my posisie nie. Jahwe sal oor julle regeer. So dit is mooi die eerste 3 dele, die olyfboom en die vyeboom en die wingerdstok, die volk soek 'n koning, hulle sê nee, dis nie ons plek nie. Jahwe het vir ons 'n doel gegee. Ons is 'n vyeboom, ons is 'n olyfboom, ons is 'n wingerd. Ons het 'n roeping en 'n doel op aarde. Ek is nie aangestel om oor julle te heers nie. Julle begeertes is vleeslik. En in die blindheid en die versigtiging van die volk, sê hulle wel, ons soek iemand oor ons te heers. Kom ons vra vir die steekdoring. Wat 'n dwaasheid. En die steekdoring wat staan vir die wêreld van leuns en ongeregtigheid, sê as julle in waarheid, as dit julle begeerte is, gaan ek oor julle heers en kom skuil in my skaduwee. Dit is die swakste. Dit is nie waarvoor dit daar is nie. Hy sê maar, as daar nie by julle waarheid is nie, laat my dorings julle verteer. Laat die dorings, die seders, dit wat vir Jahwe, wat hy vir sy volk gee, die seders op die Libanon, hierdie dorings sal julle verteer. En hy sê, dis reg. Ons sien kans hiervoor. Dis wat ons wil hê. Dis dwaasheid. En dit is maklik vir ons om te sê, Israel, maak oop jou oë, dis ons voorvaders, dis die vlees. Dis ons sigte na leiers. Hy lê dit baie mooi uit. Hy gee 'n profesie, die seën en die vloek. Jotam sê in vers 16, as julle dan nou in waarheid en in opregtheid gehandel het, deur Abimelech koning te maak, en as julle goed gedoen het aan Jerubbaal en sy huis, as julle aan hom gedoen het na die verdienste van sy hande, hy het julle verlos, hy verdien dat sy seuns doodgemaak moet word, as dit waarheid is en reg is. Vers 17, julle vir wie my vader geveg en sy lewe gewaag het, en wat uit die hand van die Midianiete gered het, maar wat vandag opgestaan het teen die huis van my vader en sy seun, 70 man op een klip vermoor het, en Abimelech die seun van sy slavin koning gemaak het, en oor die burgers van Sichem, omdat hy julle broer is, as julle dan vandag in waarheid en in opregtheid gehandel het, met Jerubbaal en oor sy huis, wees dan vrolik oor Abimelech, en mag hy ook vrolik wees oor julle. Maar so nie. Laat daar dan vuur uitgaan uit Abimelech, en die burgers van Sichem en die huis van Milo verteer. En laat daar vuur uitgaan uit die burgers van Sichem en uit die huis van Milo, en Abimelech verteer. Regverdige vergelding. En een van die eienskappe van die woord van Jahwe is, dis duidelik, en ek dink elkeen van ons kan duidelik sien, dit was nie in waarheid nie, dit was nie in reg en geregtig nie, dit was absoluut onreg. En die woord het uitgegaan. Abimelech was verwant aan hierdie mense in Sichem, dit was waar sy moeder se familie was. Hulle het vir hom 'n oorgegee, 'n vastere plek, autoriteit, en hy het koning geword. Vers 21, Jotam het pad gegee, weggevlug, na Beer gegaan en daar gebly vanweë Abimelech sy broer. Nou is hier 'n interessantheid. Abimelech het nie die volgende dag geval nie. Sichem het nie die volgende dag geval nie. Na verloop van 3 jaar. Na verloop van 3 jaar.
Jahwe se tyd is nie ons tyd nie, Jahwe se tyd is volmaak. Vir 3 jaar lank is Abimelech gaan aan. En 'n mens sou sê, Jahwe, sou u nie sien nie, sou u nie ingryp nie. As jy 'n regverdige was in die tyd van Israel, dan was dit die tragiesste ding wat gebeur. Maar na verloop van 3 jaar, en hierdie is nou baie belangrik, dis Jahwe se handeling. Dis nie net dingetjies het skeef geloop vir Abimelech of laat dit maar loop, tyd sal leer. Hierdie boodskap is Jahwe se soewereiniteit. Jahwe is in beheer, Jahwe sien, Jahwe oordeel. Vers 22. Toe Abimelech 3 jaar oor Israel geheers het, het God 'n bose gees gestuur tussen Abimelech en die burgers van Sichem. En die burgers van Sichem het trouweloos gehandel teen Abimelech. Onthou nou, hierdie dorings gaan nou steek, het mekaar verteer. Ja, die burgers van Sichem het begin rooftogte, hulle was onreg onder mekaar, daar was bendes, dit is 'n bietjie 'n lang verhaal om alles nou te lees, ek gaan dit net vinnig vertel. Daar kom 'n man Gaal, die seun van Ebed en sy broers, en hy trek daar na Sichem toe, en daar begin 'n magstryd te kom, want dit is goddeloos, daar's nie reg en regverdigheid nie, daar's nie Jahwe se wette nie, daar's onmin, en hy begin al hoe meer die mag te wil hê wat Abimelech gehad het, en hy begin die manne sleg te praat van Abimelech, en hy begin al hoe meer hulle af te rokkel, en met oestyd raak hy, begin hy te vloek en te skel teen Abimelech, en die stadsmeester, die stadsburger van Sichem, vertel dit vir Abimelech, sy naam is Sebul, daar in vers 28, Sebul is die stadsbestuurder. Hy laat weet vir Abimelech, hierdie stad is besig om teen jou afvallig te raak. Hierdie stad, jy dink nog jy is hier so besig in beheer, hier's verraad, trek af na hulle toe. En Abimelech kry vir hom 'n leer bymekaar, hy trek af daar tussen die berge en die rande af na Sichem toe, en ou Gaal wat nog die vorige dag gevloek en geskel het teen Abimelech, word wakker die volgende dag en hy sien, hier kom iets van die berge af, en hy sê vir Sebul die stadsmeester, hoorie, hier kom nou manne af na ons toe, en Sebul maak of hy dit nie sien, hy sê, nee man, jy sien skade wees, is die bome se skade wees, maar hy weet wat op pad is. En toe hulle op hulle is, toe sê hy vir hom, ja groot prater, jy wou ons gevloek het, nou moet jy maar weg. En is hier waar die dorings mekaar begin uitroei, mekaar begin brand. En noodloos om te sê, Abimelech verteer daardie manne, daardie opstand, maar daar was 'n toring gewees in Sichem, en daar was 'n klomp van die stad, sy burgers wat in hierdie sterk vesting invlug, en Abimelech gaan uit met 'n byl en hy kap 'n boom af en hy sê vir sy manne, volg my na, en hulle sit al daai hout onder in die toring, en hulle steek hom in die brand. Nou dink daaraan, daai gulle, vuur verteer daai klomp Israeliete. Dis wat hulle verdien het, na 3 jaar, regverdige oordeel. Maar dan is dit Abimelech, wat na die volgende dorpie toe gaan, Tebes, en weer is daar mense wat in Tebes in die toring opvlug, en hy wil weer dieselfde doen om die plek in die brand te steek, en 'n vrou gooi 'n meelsteen, waarop hulle meel gemaal het, gooi hom af, en hy verbrysel sy kop. Maar hy is nie morsdood nie. Hy weet, 'n vrou het hom gegooi, en hy sê vir sy wapendraer, bring my om die lewe, dat hulle nie van my kan sê, 'n vrou het my doodgemaak nie. Skadelik, skandelik. Nou dit is baie belangrik om die einde van die verhaal weer terug te bring na Jahwe toe, vers 56 en 57. Hy sê in vers 55, en toe die manne van Israel sien dat Abimelech dood was, het hulle elkeen na sy woonplek gegaan. So het God dan die kwaad van Abimelech vergelde, wat hy sy vader aangedoen het, deur sy 70 broers te vermoor. En al die kwaad van die manne van Sichem het God op hulle eie hoof laat neerkom. En die vloek van Jotam, die seun van Jerubbaal, het oor hulle gekom.
As 'n merkwaardige verhaal in die woord van Jahwe. Die hele woord is geïnspireer deur die Heilige Gees. En in Afrikaans het ons hierdie spesifieke woordjie wat ek wil uithaal. Jahwe het op hulle eie hoof laat neerkom. Op hulle eie hoof. Dit wat hulle die regverdige vergelding het op hulle hoof neergekom. Wat sê dit vir ons? Jy moet verantwoordelik optree. Dit wat jy saai, sal jy maai. Dit wat jy saai, sal jy maai. Al is dit 3 jaar later. Dit is 'n geweldige speel die woord van Jahwe, want jy vra jouself gedurig af, waarom is ek besig in my lewe? Kan ek nou hierdie verhouding doen, aanknoop en die vrug wat dit gaan oplewer oor 10, 15, 20 jaar, of wat 'n begeerte, 'n versoeking, wat ek maar laat gaan, is ek bereid om te oes waarmee ek besig is. En daar's geen een van ons wat kan verontskuldig staan en sê ek is net besig met goeie dinge in my lewe nie. Ons gaan net deur die verhaal van Israel. Daar's individue wat op dieselfde vlak van hierdie 'n geweldige oordeel gekry het. Ek wil net so vir interessantheid, dalk 'n bietjie minder bekend. Kan julle onthou toe Dawid moes gevlug het vir Absalom? Toe vlug Dawid uit Jerusalem uit, daar deur die Kidron. En daar's 'n man, sy politiek was nie reg nie. Hy was in Saul se politieke, alhoewel Saul jare terug dood was, hy was 'n Benjamit, Simei. Simei het altyd vir Dawid gehaat. Hy was nog altyd kwaad vir Dawid, omdat Dawid koning geword het in die plek van Saul. En hy loop en vloek vir Dawid, toe Dawid verbykom. Hy het nie 'n idee gehad wat hier aan die gang is nie. Maar hy vloek en skel vir Dawid en sê, ja, jou bloedvergieter, dis al jou moeilikheid wat jy met Saul gehad het, wat nou terugkom op jou. Dawid se manne wil vir Simei doodmaak. Dawid sê, nee, as Jahwe hom gestuur het om my te vloek, los hom. En so gaan die jare aan, baie jare later. Dawid sterwe al. En hy sê, net voor hy sterwe vir Salomo, jy sal weet wat om met Simei te doen. Daai saad wat hy gesaai het, toe hy die gesalfde van Jahwe gevloek en geskel het, toe hy waansinnig en ligsinnig was, jy sal weet, Salomo. En Salomo word koning en hy sê vir Simei, ek sal niks aan jou doen nie, maar jy gaan nou hier in Jerusalem kom bly. Maar die dag as jy jou voete hier uit laat gaan, is jou bloed op jou eie kop, dan verdien jy die dood. Simei sê, dis reg, ek sal gehoorsaam wees. En na verloop van tyd, loop sy slawe weg, maar die skrif is so koslik, dis Jahwe wat dit doen. 1 Konings 2, blaai gou saam met my soontoe, dis interessant. Selfs so 'n bietjie die verhale van Jahwe en sy woord vir oggend, 1 Konings 2. Daar in die begin van Salomo se regering word daar sy wysheid na vore gebring oor hoe hy met die verskillende mense gehanteer het, sy pa se vyande, 1 Konings 2. Die verhaal van Simei, of dit wat nou gaan gebeur, is hier by vers 37, waar Salomo vir hom sê, die dag as jy deur die Kidron trek, voorwaar sal jy sekerlik sterwe. Nou, is daar iets interessants vir my nou, in vers 39, aan die einde van 3 jaar, presies dieselfde 3 jaar wat ons in Abimelech se verhaal gelees het. Aan die einde van 3 jaar, vers 39, aan die einde van 3 jaar het die 2 seuns van 2 van Simei se slawe weggeloop. Agas, die seun van Maaga, die koning van Gat, toe, en aan Simei is meegedeel en gesê, jou slawe is daar in Gat. Toe maak Simei klaar en saal sy esel op en vertrek na Gat, na Agas toe, om sy slawe te soek. Nou onthou nou, wat het in hom gesê, ek soek my slawe terug. Ek soek my slawe terug. My slawe is myne. Ek. Hy het vergeet, daar's 'n swaard oor sy kop, as 'n oordeel, jy sit nie jou voet hier uit nie. Wie het gewerk in daai slawe se harte om weg te loop, om Simei te toets? Vers 41, maar aan Salomo is meegedeel, dat Simei uit Jerusalem na Gat weggegaan en teruggekom het.
Daarop laat die koning Simei roep en hy sê vir hom, het ek jou nie by Jahwe besweer en jou gewaarsku nie en gesê, die dag dat jy uitgaan en ergens heen trek, moet jy verwaar weet, jy sal sekerlik sterwe. Sekerlik sal sterwe en jy het aan my gesê, dis goed. Ek het gehoor. Waarom het jy dan die eed by Jahwe en die gebod wat ek jou opgelê het nie gehou nie? Verder, sê die koning vir Simei, jy ken self al die boosheid waar jou hart van weet, wat jy my vader Dawid aangedoen het. Hierdie is nou baie belangrik. Daarom, laat Jahwe jou boosheid op jou eie hoof neerkom. En Dawid het vir Benaja verjaardag gewys, vir Benaja, maak hom dood. Verskoon, Salomo het vir Benaja gewys, maak hom dood. Maar let op die woord van Jahwe, geef ons baie duidelik, voordat mense humanisties raak en sê, maar wat van? Jahwe het die boosheid van Simei op hom, sy eie hoof laat neerkom. Judas baie voorbeelde. Haman van Mordegai en Ester, bou 'n galg. En Spreuke sê dit, as jy 'n galg bou, gaan jy ophang. As jy 'n vangnet span, gaan jy na die vangnet val. Dieselfde galg wat Haman gebou het vir Mordegai, te aangaan. En so kan ons 'n klomp verhale kyk. En dan kan 'n mens sê, dit is enkelinge, dit is bose mense. Oor die algemeen is Israel nie so sleg nie. Ons is eintlik 'n baie goeie volk, en 'n baie eerbare volk, en baie dierbaar. Dis nie wat die woord van Israel sê nie. Kyk gou spesifiek na hierdie woordjie, dit wat jy gedoen het, kom op jou kop neer. Hoe sê Jahwe vir Jerusalem? Ons blaai na Esegiel 7 toe. Esegiel 7. Dit is 'n baie spesifieke element in Jahwe se regverdige vergelding. Dit wat jy verdien, kom op jou kop neer. Hoekom huil klaagliedere so oor Jerusalem se toestand, die absolute vernietiging, want dis wat sy verdien het. Esegiel 7, daarna het die woord van Jahwe tot my gekom en gesê, en jy mensekind, spreek, so spreek Jahwe tot die land van Israel, einde. Die einde het gekom, oor die 4 hoeke van die land. Nou is die einde oor jou, en ek sal my toorn teen jou uitstuur en jou oordeel, baie belangrik, volgens jou weë en al jou gruwels op jou laat neerkom. My oog sal jou nie verskoon nie, en ek sal nie spaar nie, maar ek sal jou wandel op jou laat neerkom. En jou gruwels sal in jou midde wees, en julle sal weet dat ek Jahwe is. 'n bietjie verder, vers 8 en 9, nou sal ek binnekort my grimmigheid oor jou uitgiet, en my toorn teen jou laat uitwoed, en jou oordeel volgens jou weë, en al jou gruwels op jou laat neerkom. En my oog sal nie verskoon nie, en ek sal nie spaar nie, ek sal dit op jou laat neerkom, volgens jou weë, en jou gruwels sal in jou midde wees. En julle sal weet dat ek Jahwe is wat slaan. Wat leer ons van Jahwe? Regverdigheid. Absolute regverdigheid. Wat leer ons van die oordeel oor Israel? Abimelech, Simei, Israel in die geheel, hierdie gaan oor die volk in Jerusalem. Jou gruwels, jou boosheid, dit wat jy gedoen het, sal oor jou kom. Maar die hele skrifwerk so. Onthou net die een koning wat Dawid gevat het en sy duime afgekap het, gesê, jy het ander kinderloos gemaak, jy het ander se hand afkap, nou kap ons jou af, nou word aan jou gedoen wat jy aan ander gedoen het. En dit bring ons vanoggend by die evangelie. Wat as Jahwe op jou hoof laat neerkom, wat jy verdien? Waar sou ons gewees het? En wat belangrik is van die vloekoffer van Joshua is, dat dit nie 'n ligter straf was wat Joshua moes deurmaak
in terme van ons ongeregtigheid nie. Die regverdige grimmigheid wat Jahwe op ons hoofde moes laat neerkom, die volheid daarvan, het hy op Yeshua laat neerkom. Ek haal spesifiek hierdie Afrikaanse woord, want dis hoe hy gebruik word, neerkom. Blaai saam met my na die bekende Jesaja 53. Die baie bekende profesie aangaande Yeshua. Wanneer Abimelech se sondes op hom neerkom, dan sien ons dit in die simboliek van 'n meelsteen wat van die toring af gegooi word, gelaat val word en sy kop verbrysel. En hy lê daar in sy bloed, sy laaste asem. Sy maak my van kant. Dit was 'n sekond van smart. Wat van 'n ewigheid? Wat van 'n ewigheid in daai toestand? Dis harde woorde vanoggend, maar dit is wanneer ons regtig besef, wat moes Yeshua vir ons, wat hierdie geweldige, goddelose, rebelse hart het teen Jahwe. Wat moes hy vir ons dra? Jesaja 53 vers 6. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar Jahwe het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy het dit gedra. Hy het in die vloek uitgeroep, dit is volbring. So dit is belangrik vir oggend se boodskap om saam te vat, dat ons Jahwe leer ken as die regverdige regter, en die inhoud van Yeshua se offer word regtig vir ons uitgebeeld as ons besef hoe goddeloos Israel was, as hy hier sê, terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom, en Jahwe die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Vers 5, 'n bietjie vroeër, luister baie mooi, vers 4, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. En die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het vir ons genesing gekom. Ek wil vir elkeen vra, staan ons genoeg stil by die offer van Yeshua om dankie te sê? Dis ons ongeregtigheid. Dis ons sonde. Moenie jou eie sondes in die see van die samelewing verdoes en sê, ag, daar's mense wat ergere dinge doen as ek nie. Dan sien jy nie die wonderwerk van Golgotha raak nie. Die wonderwerk is dat Jahwe wat regverdig is, sy eie seun gee as die lam. So volmaak, dat Paulus in Romeine 8 vers 1 kan sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Yeshua is nie. As ons besef wat Jahwe ons gaan haal, ek het die laaste 3 oggendboodskappe so 'n bietjie uit die profete, Sefanja 3 en Hosea en Jesaja gewys, wat verdien ons? En wat het Yeshua op hom geneem? Want dit is wat hy op hom geneem het. Ons straf, ons oordeel. Dat ons op 'n plek en 'n punt kan kom as gemeente, wat ons regtig spontaan om loof en prys en dankbaar wees, hy het my skuld gedra, hy het my persoonlike skuld gedra. Nie net 'n algemene, vergewe al ons sonde, en almal se, jou sonde. Het jy eienaarskap gevat oor jou sonde? Sodat jy voor hom kan staan en sê, ek het u middelaarskap nodig. Handelinge 17 staan Paulus daar in Athene. En dit is lekker om na Paulus te luister, want almal hou van mense wat slim praatjies maak, en daar was die leerskole, die wysgeere, Soestyne, en al daai klomp. En Paulus praat, maar hy het 'n spesifieke roeping om by Yeshua uit te kom, oor Jahwe se regverdige oordeel, Handelinge 17,
Vers 30. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. Deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. En dis net daar waar hulle aandag en belangstelling verloor, want die mens wil nie hoor, daar kom 'n oordeelsdag nie. Die mens wil nie hoor, daar kom 'n oomblik van verantwoordbaarheid nie. Maar net die wat bestem was om te red, het geluister. Die opstanding van Yeshua is die waarborg dat Jahwe regverdig oordeel. En dat hy 'n man aangestel het om die wêreld in geregtigheid te oordeel. Het ons 'n idee hoe gaan dit lyk as hierdie wêreld kry wat hy verdien? As die ateïs wat spot op al wat 'n publieke platform is, sê daar is nie 'n God nie. Al die bioloë, as al die goddelose kry wat hulle verdien. Jahwe se kinders moet met vrees en bewing dankbaar wees vir die rots wat vir ons geslaan is, wat vir ons geklief is, wat ons kan inskuil. Want vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Vuur verteer voor sy aangesig. En daar is niemand wat kan wegkom met ietsie wat in die duisternis gedoen is nie, want alles is oop en bloot vir die oë van hom met wie ons te doen het. Sy woord is skerper as 'n tweesnydende swaard. En daarom dan spesifiek, ek het dit donderdag by Tannie Annetjie se begrafnis ook gelees, 2 Korintiërs 5, sluit ons mee af vanoggend. 2 Korintiërs 5, vers 10. Paulus is baie opgewonde oor, as hierdie tentwoning afgebreek word, het ons 'n gebou van God, en ons is opgewonde, want as ons hier uitwoon, woon ons by Yeshua in, en hy is ons geregtigheid. Die profete het besing, hy is my geregtigheid, ek staan nie naak voor hom nie, ek staan bekleed in sy geregtigheid. En die belofte van Johannes 15 was gewees, as jy in my bly en ek in jou, sal jy veel vrug dra. Sonder my kan julle niks doen nie. Nou wanneer jy in Yeshua godvrugtige lewe gelei het, en jy staan voor Vader Jahwe, dan is daar iets om oor baie opgewonde te wees, want Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet almal voor die regterstoel van Messia verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, of kwaad. Nou kom ons wees net baie fyn, wat is hierdie goeie dinge? Wie bepaal of iets goed is of nie goed is nie? Onthou Efesiërs 2 vers 10, ons, nadat hy ons lewend gemaak het wat dood was, is sy maaksel geskape in Yeshua tot goeie werke, wat Jahwe voorberei het voor die grondlegging van die wêreld. Dis nie jou goeie werke nie. Dis nie wanneer jy besluit nou, hierdie is nou 'n goeie ding, wat in Yeshua. Niks werke kan goed wees as dit nie in Yeshua is nie. En wanneer ons in hom bly en hy in ons, dra ons veel vrug. So daar's baie liefdadigheidsorganisasies en dinge, mense wat dinge doen en sê, maar ons is bereid om met ons werke, met ons dade voor Jahwe te staan. Jy het geregtigheid van Yeshua nodig. Want as dit op jou hoof moet neerkom, wat jy verdien, gaan die skreeuberge val op ons, heuwels bedek ons. Wee my, ek is verlore. Want selfs 'n regverdige man in ons terme, soos hy Jesaja sê voor Jahwe, ek is verlore. Ons God is 'n verterende vuur. Dis nie bangmaakpraatjies nie. Dis werklik om vir die gemeente te sê, kom ons vrees Jahwe. Die gemeente word deur die Heilige Gees werklik voorberei vir dit wat realiteite is, sodat ons nie met sy koms beskaamd staan nie, sê Paulus, maar regtig deur die geloof vrymoedigheid kan hê. 1 Johannes 3 waar ons nog besig is met ons studie. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Dat ons sy kinders kan wees, dat ons kan uitsien na sy wederkoms. Maar jou saak moet reg wees met Jahwe. Jy moet verstaan of jou ongeregtigheid
Glo jy is in Yeshua betaal, of vrees gaan jou beetpak en dit gaan op jou eie hoof neerkom. En wat 'n voorreg om as gemeente 'n roemtaal, 'n loflied kan hê, blye versekering, daardie vaste geloofsversekerdheid, dit te koester. Hy is my geregtigheid. As ek so kyk en 'n paar van julle se gesigte dopgehou, draai steen so val op Abimelech se kop te trek, party van julle hulle oë toe. Ongelukkig is ons nie eintlik altyd so bang nie, want ons sien die gemors op televisie en bloed en goed, maak ons nie meer regtig bang nie, tot die realiteite jou regtig tref. Dis jy. Dis jou skuld. Dis jou oordeel. Kom ons gaan terug na die ou tyding, die blye evangelie. En ons wees dankbaar vir Yeshua wat aan die vloekhout van Golgotha vir ons die volmaakte offer gebring het. En dan is ons by die opstanding, verheerlikte liggaam, die troonbestuiging, geen trane, geen vrees, volmaakte liefde wat die vrees na buite dryf, want ek weet, my saak is reg met hom. En mag ons dit so uitlewe, 'n realiteit. Ons maak gereed. Die bruid berei haarself voor om in rein fyn wit linne voor haar bruidegom te staan. Maar die wonderlikste, nou sê ek nie selfvertrou nie, maar vertroue in Yeshua se geregtigheid. Om voor die lewende God te staan met nie soveel vrees oor skuld en skaamte nie, maar net goddelike respek en eerbied en liefde. Mag Jahwe sy woord gebruik, ook die rigters, ook die verhale in die Bybel om vir ons te leer, regverdige vergelding, al is dit 3 jaar later, al is dit 30 jaar later, al is dit 2000 jaar nadat Yeshua opgevaar het, hy sal kom. Jahwe sal die goddeloosheid op die goddelose se hoof laat neerkom. Kom ons staan en bid ons saam. Vader Jahwe, wat 'n voorreg om vir oggend U te kan aanroep as ons Vader en Yeshua, ons Hoëpriester, ons oudste broer wat vir ons met soveel liefde die offer gebring het. Die straf kom dra het. Die spot, die hoon, die doringkroon. Daardie geweldige vernedering. Dankie daarvoor. Maar ons wil spesiaal bid dat dit nie net by een dankie sal bly nie, maar dat U ons hele gedagtegang, ons gedagtes sal vernuwe om nie te kyk na U regverdige vergelding en hoe groot is dit dat ons voor U mag staan in U geregtigheid. Dankie daarvoor. Vader Jahwe, ontvang al ons lof en aanbidding as gemeente, ook vandag, as ons hierdie dag stil word en ons eie sake en ons eie besighede en ons eie dinge los en net stil staan by U grootheid, die offer van Yeshua. Dankie dat ons kan bid vir elkeen wat 'n gewetenswroging het, skuldige gewete, dat U deur die geloof ons sal lei en rig om volle geloofsversekerdheid in Yeshua te vind, volle vergifnis, en dat U vrede wat alle verstand te bowe gaan in ons harte sal heers, tot lof en heerlikheid van U naam. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Vir almal